Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Hierdie is Straatwys en my naam is Dion Loos. Nou het jy al opgelet hoe mense op 'n punt kom waar hulle net stop. Nie 'n groot krisis nie, nie 'n dramatiese val nie, net 'n stille ophou leef. Hulle hou op om te droom, hulle hou op om moeite te doen, hulle hou op lees, hulle hou op soek na nuwe goeders en hulle hou op groei. En uiteindelik hou hulle op met leef. Hulle stories raak oud en jy hoor dieselfde herinneringe oor en oor, dieselfde name, dieselfde seer, dieselfde toe ek jonger was. En hulle pendulum swaai nie meer vorentoe nie. Dit haak net vas in die verlede. Nou dis ironies, want die Bybel wat veronderstel is om ons kompas te wees, praat nêrens en ek daag jou uit om dit te gaan soek van aftrede nie. Nie een plek waar God sê, nou is jy klaar nie. Abraham was ongeveer 100 jaar oud toe hy vir Isak gekry het en later om en by 140 word hy weer pa. Moses was ouer gewees, hy was nie in sy 20s toe God hom geroep het by die brandende braambos nie. En Caleb sê op 85, gee my daardie berg. Paulus skryf sy kragtigste briewe nie in sy jong dae nie, maar in die gevangenis laat in sy lewe. En die Bybel praat van 'n lang lewe as 'n seën, nie 'n lewe wat uitrek nie, maar 'n lewe wat bly vloei. En tog dis vir my skrikwekkend hoe mense veral soos hulle ouer word, begin om te stagneer. Nie net fisies eerste nie, maar eers in hulle denke, in hulle nuuskierigheid, in hulle bereidheid om te leer. Hoekom? Omdat hulle glo die toekoms is korter as die verlede. Wat voor lê is minder as wat agter lê. En ek het van jongs af daardie houding by my gehad en ek weet nie hoekom en waar dit vandaan kom nie. Van ek het vir mense gesê, ek gaan 135 jaar oud word. Nie omdat ek 'n datum probeer haal nie, maar omdat dit my kop op 'n ander manier verander. In my kop beteken dit, ek is nog nie eers naby aan die helfte van my lewe nie. Daar is meer voor my as wat daar agter is. Meer kansse, meer geleenthede, meer tyd om reg te maak waar ek aangejaag het en waar ek mense seer gemaak het. En dis hoekom jong mense, hoekom hulle so altyd vibrant is en lag en glimlag, omdat hulle vorentoe getrek word. Dink aan 'n matrikulant wat voor lê het meer krag as wat agter is. Daar's meer oor aan die voorkant as wat agter is. En daarom beweeg hulle, daarom is hulle vibrant, daarom is hulle aan die gang, daarom het hulle energie. Die dooie see is 'n perfekte prentjie van stagnasie, want water vloei in soos herinneringe en ervaring en die verlede, maar niks vloei uit nie. Geen visie nie, geen toekoms nie, geen beweging nie, geen kontak aan die ander kant nie. En wat gebeur dan? Wanneer dit met water gebeur soos met die dooie see, dan word dit brak, dit word sout, dit gaan dood en dit word onbruikbaar. Ja, jy kan dit gaan besoek en jy kan daarop lekker dryf, maar dit bring geen lewe nie. Nou onthou dit, my en jou liggaam is ongeveer 70% water. Met ander woorde, so is jou siel en jou denke ook simbolies daarvan. Want water is gemaak om te vloei en as dit ophou vloei, dan sterf dit. En so vra ek jou vandag, waar het jy begin stagneer? Dink maar aan jou liggaam of jou emosies of jou denke of in jou toekomsvisie. En moenie dink dis noodwendig 'n ouderdomsding nie. Ek ken mense wat in hulle 20's is wat al lank al opgehou het. En hier gaan dit oor meer van 'n ingesteldheid rondom die lewe. En kyk rondom jou. Wat vloei uit jou na ander mense toe? Voed jy hulle? Bou jy hulle? Inspireer jy hulle? Is jy nog relevant vir hulle? En ek sien dit hier op die strand tydens die vakansie, waar die strand jok nie. Jy kan nie wegsteek nie. Nie net liggame wat mense laat gaan het nie, ja, daar is baie, maar ook mense se hare, hulle klere, hulle houding, hulle energie, waar jy kan sien dat hulle self nie meer na kyk nie. En dis nie net 'n fisiese ding nie. Hoe het jy jou vermoë laat gaan om by te bly in die lewe? By tegnologie, by selfgroei, by nuwe denke, by uitdagende dinge? Of het jy dalk besluit, wel, ek is nou klaar, ek het nou al die inligting ingesamel, as jy my wil hê, dan moet jy my vat soos ek is, en my brein is vol, of dit is hoe ek gemaak is, en dit is hoe ek lyk, as jy nie van my hou nie, los my. En dan wonder jy, hoekom mense jou nie meer respekteer nie, hoekom hulle jou nie meer begeer nie, hoekom hulle jou nie meer na jou luister, en vra vir jou wysheid nie. Maar kom ons wees eerlik, dalk het ons brak geword, nie omdat mense nie meer uit ons uit wil drink nie, maar omdat daar niks meer is om te drink nie, niks meer vloei uit jou uit, wat bruikbaar is nie.
En tog het ons soms die arrogansie om dan ander mense te blameer. Of sê, ja maar, my man waardeer my nie meer nie. Hy het nie meer passie vir my nie. Of mense kom nie meer na my toe nie. Hulle doen nie meer moeite om by my te kom kuier nie. Maar dalk is dit nie hulle nie. Dalk is dit jy. Waar het jy begin stagneer en hoe lank al doen jy dit? Wat bied jy vandag vir die mense rondom jou? Is dit iets vars, iets relevants, wysheid wat leef, iets wat hulle kan voed? Of is jy net 'n dooie see van ou dinge, ou stories, ou menings wat nêrens heen vloei nie en geen bydrae lewer nie? Want lewe, geloof en betekenis is nooit bedoel om opgegaar te word nie. Dit is gemaak om te vloei. So ek groet jou en ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.